Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons hoëpriester, op hierdie Dinsdag, die 4de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel. 0720202615. Ek vra weer eens verskoning dat my boodskap so laat is vandag, maar ek is maar nog so 'n bietjie pap van die griep, so vergewe my, bid vir my, dat die genesing vinnig sal plaasvind. Ek wil vandag 2 skrifte met jou deel. Lukas 14 vers 25 tot 35. Dis 'n gelykenis van Jesus. Maar die versie wat uitstaan in hierdie gedeelte is, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. Nou hierdie gaan nie oor geld nie. Jesus het gelykenisse gesê, of gedeel, wanneer hy wil hê ons moet iets verstaan, op 'n ander manier, maar sy bedoelings is eintlik gefokus op iets anders. Maar hy vertel 'n storie, sodat ons dit kan inneem. En die groot menigtes het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Nou dit beteken nie haat nie, in Hebreëus is daar ongelukkig nie 'n woord van minder lief hê nie, of meer lief hê nie. Maar wat Jesus hierso sê is, ons moet ander mense minder lief hê as hom. Hy moet ons eerste prioriteit wees, ons moet hom regtig lief hê met ons hele hart, siel, ons hele gedagtes en al ons krag. Ons kan niemand anders lief hê, soos wat ons vir Christus lief het nie. Hy moet ons eerste liefde wees. Daarna kom al die ander dinge. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wat beteken dit? En dan sê hy, wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Kom ons praat nie net oor om iets te bou nie, kom ons praat van, jy wil 'n kar koop, jy wil 'n huis koop, jy wil iets koop wat baie duur is, dalk 'n groot TV of 'n musiektoestel. En jy sien, dit is baie duur, en jy gaan sit eers en jy maak somme, hoeveel moet jy spaar elke maand om dit kontant te koop? Hoeveel moet jy jou inkomste wees om daai huis te koop en die assuransie te betaal en die onderhouding van die eiendom en al daai dinge moet jy bereken. Anders gaan jy dit nie maak nie. Dis dieselfde wat ons moet doen, ek en jy. Jy sien, in my lewe het ek al baie mense gehoor vir my sê, ek wens ek kon dit doen, ek wens ek kon so sien, ek wens ek kon die gawe het. En dit gaan nie net oor wens nie. Die Bybel sê ons kan bid net vir wat ons wil hê. En wanneer ons begin bid vir daai begeertes, is omdat ons regtig nader aan God wil beweeg. Sê nie almal wil so naby aan Christus wees nie, of aan God wees nie. Nie almal wil so diep in die geloof wees nie. Maar daar is sekere mense wat daai begeertes het. En dis hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel. Want ek en jy, wat die begeerte wel het, ons moet die berekeninge maak. Is ons bereid om daai dierprys te betaal? Jesus het 'n dierprys betaal toe hy sy kruis dra. En hier staan, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wat sê Jesus dan vir ons? Hy sê, want hy het gestap met daai kruis, bebloed, geslaan, mishandel, onherkenbaar, en hy het die pad voltooi wat hy moes stap. Maar jy sien, daar's baie mense wat daai begeertes het, maar hulle doen nie die berekening nie. Kan jy geliefdes afsê? Kan jy jou eiendom opgee? Kan jy ander goed te verlaat om Jesus te volg, om jou kruis te dra? Dit is nie 'n maklike pad nie.
En dit is die berekening wat jy moet doen. Want jy sien, wanneer ons daai begeertes begin kry en ons begin daarvoor bid, dan begin God ons gereed te maak. En sodat hy ons gereed maak, gaan ons deur dinge in ons lewe, sodat wanneer daar sekere goed op ons pad kom, dit ons nie sal seermaak nie, want ons gaan vrede in ons hart hê, want ons weet, daai goed beteken niks nie, want God is alles. Luister mooi wat sê vers 29, sodat as hy die fundament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot. En hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Jy sien, ons moet voltooi wat ons begin in die Here. Ons kan nie net halfpad ophou of ingee nie, want Christus is ons fundament. As ons fondasie nie reg is in Christus nie, dan gaan ons nie ons lewe in orde kry nie. Dan gaan die dinge wat ons vir God wil doen nie in plek val nie. Want jy sien, as ons dan daai toring wil bou, gaan ons nie die hoeveelheid bakstene hê wat ons moet hê nie. Ons gaan nie die hoeveelheid sement hê wat ons moet hê nie. Ons kan nie 'n halfgeboude fundament hê of 'n halfgeboude toring nie. Matteus 16 vers 24 tot 28 is die opneem van die kruis. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En dit is die ewige lewe wat ons gaan vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Wat gee ek en jy as losprys vir ons siel? Wat sal ons gee? Is ons bereid om alles op te gee? Sal ons dit kan doen? Ek sê nie jy moet dit nou gaan doen nie. Jy moet eers hoor van die Here af wat jy moet doen. My vraag is ons elkeen bereid om daai stap te vat? Is ons elkeen bereid om dit wat ons die liefste het, te los, om agter Christus aan te gaan? Om ons kruis te dra? Om swaar te kry terwille van die evangelie? Want kruis dra beteken, jy moet jou kruis dra. Jy gaan gebuk wees. Het gaan nie maklik kom nie. Ons moet die berekening doen. Ons moet seker maak ons is gereed om daai koste te betaal. Want Jesus het baie duur betaal vir my en jou, met al sy bloed, aan die kruis. Maar hoe ver is ek en jy bereid om te gaan? Vader Abraham was bereid om sy eie seun Isak te offer, omdat hy God vertrou. Omdat hy God lief het met sy hele hart, hele siel, hele verstand en al sy krag. Hy het God vertrou. Kan ek en jy God so vertrou? Is ons bereid om hierdie koste te betaal, om die pad te stap wat hy ons roep mee? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om die koste te bereken, dat ons kan weet, Here, wanneer ons gereed is en dat U ons waarlik geroep het, sodat ons kan stap op die pad wat U ons aanwys, Here, nie ons eie wil nie, maar volgens U wil. Dat ons hierdie berekening maak volgens U woord, Here, en volgens die Heilige Gees se leiding. Dat ons nie 'n fout maak en ons fondasie nie reg lê nie, Here. Want ons weet, Christus Jesus is ons fondasie. En wanneer ons op die regte fondasie bou, sal ons torings nie wankel of val nie, of breek nie, of halfpad gebou word nie. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons op U kan staatmaak. Dankie dat U 'n God is wat ons daaglikse brood gee. Dankie dat U vir ons sorg, Here. Dankie dat U ons leer. Dankie dat U ons liefhet, dat U deur genade ons optel. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.